Highly favored, anointed, filled with your power, the glory of Jesus' name. Hallelujah. Here, ons spreek daai woorde oor ons. Spreek daai woorde oor ons, Here. Kom spreek die seëninge los vanaand, Here. Oh, hallelujah. Hallelujah. Dankie, Here. Ons bid vanaand, Here, elke ketting om te val, Here. Here, elke verslaafde om verlos te word vanaand, Here. Ons bid vir elke terughou, Here, vir 'n voorspoed mentaliteit vanaand vir u kinders, Here. Ek bid vanaand, Here, dat hierdie gronde, Here, sal geshake word, Here, vir u goedheid, vir u guns, Here, om te manifesteer in die gemeente, Here, of kan ek maar sê, Here, in die kerk vanaand, Vader. Dankie, Here, dat u vanaand, Here, teenwoordig is. Dankie, Here, dat u vanaand hier is, Here. Halleluja. Ons wil u prys vanaand, Here. Ons wil u loof vanaand, o my siel. Wees bly, want jou verlosser is naby vanmôre. Kan die kerk net vanaand 'n halleluja skree aan die koning vanaand? Kan die kerk net vanaand 'n jubel gee aan die koning vanaand? Dis Hemelvaartkerk. Dis Hemelvaartkerk. Halleluja. Hy het opgegaan. En weet jy wat? Hy kom terug vanaand. Halleluja, hy kom terug. Halleluja. Daarom sing ons hierdie lied, Here. Daarom sing ons hierdie lied, want U is goed. U is goed, U is Alfa, U is Omega vanaand. Halleluja. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power. Sakaraka bahende kishikireke bahundu. Kishikireke bahundu, kishikireke bebe bahundu, kishakatatata bahundu. You're so good. Oh, Jesus. Oh, Shakaraka bahende kisikireke bahundu, kishakatatata bahundu. Praise the Lord. Here, u teenwoordigheid, Here, is soos voedsel vir die siel vanaand. Die liefde is soos 'n anker vanaand, Here. En die genade is vir ons vanaand 'n voorbeeld van ons koning. Here, ek bid vanaand vir 'n mentaliteit, Here, onder die kerk, wat vanaand, Here, die wysheid, Here, en die tekens sal raak sien van u woord, Here. Ek bid vanaand, Here, vir 'n gereedheid. Kom raak ons harte aan. Kom seën ons. Come and bless our souls, Lord, as we reach out and touch. May you be glorified, King Jesus.
We honor you. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Jesus. Vir 'n wyle was jy alleen. Maar die Here sê, ek het jou. Ek is met jou. Ek is in jou. Alleen sal jy nie meer wees nie. Dankie, Here, dat U ook daai persoon is, Here. U raak hom nou aan in die naam van Jesus, Here. Dankie, Jesus. Halleluja. Ons gee hierdie lof, Here, en eer net aan U. Here, kom vat die diens oor, Here. Maar ek vra, Here, kom seën my vanaand. Here, kom seën die lippe van U dienskneg. Here, want ek glo ek praat vanaand met 'n vaderhart uit. In Jesus naam. Amen. U kan die sitplek neem, halleluja. Hemelvaart. Ek gaan vanaand uit Handelinge en die boek Johannes lees. So die wat die Bybels het vanaand, blaai saam met my na Handelinge 1, vers 9 tot 11. Daarna volg Johannes 14:2 en dan Johannes 7:33. Prys die Here. Kan almal my hoor? Prys die Here. Is hy daar? Is hy daar? Halleluja. Handelinge 1 vers 9 tot 11. Nadat dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Prys die Here, hy het 'n engel gestuur, 2 van hulle. Wat doen die engele in die hemel op hierdie oomblik? Hulle gee eer aan die Vader. Hulle gee eer aan die Koning. En die momentum wat hy opgeneem word, stuur Abba Vader die 2 engele om as getuies te kom sê die volgende aan die manne wat stip kyk na die wolk wat Jesus wegvat. Hy sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Het jy al ooit na die hemel net gestaan en kyk? Ek sien dit nou as die wolke daarbo, want ek meen, my gees is ook, weet ek, hemel is nie hier nie. Jy al na die wolke gestaan en kyk, en net gekyk, Jesus Here, die skepping. Halleluja. En iewers skielik praat 2 manne met jou, waarom staan en kyk jy na die hemel? Ek weet wat se antwoord ek hulle sou gegee het. Maar hierdie Jesus sê hulle, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Kom ons blaai na Johannes 14 vers 2. So die Here is met sy manne. En iewers skielik is daar 'n wolk wat hom wegneem. Hy vaar op. En terwyl hulle by weggeneem word, staan die manne en hulle sê vir hom, waarom kyk julle na die hemel? Halleluja. En Jesus kom en hy sê, in Johannes 14 vers 2 sê, in die huis van my Vader, sê saam met my Vader, is daar baie wonings.
As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. So nie net word hy weggevoer nie. Nie net word hy weggeneem met 'n wolk nie. Hy word weggeneem met die wete. Hy gaan om 'n voorsiening te tref vir my en u vanaand. Hy gaan met die wete dat dit is sy plek om die plek te gaan voorberei vir sy kinders. Vader het nie iemand anders afgesonder nie of afgevaardig nie. Hy het sy seun gesoek. Sy seun was die kandidaat vir daardie doel. En hy sê in Johannes 7:33, en hierdie is vanaand die woorde waarmee ek jou wil seën. En toe sê Jesus vir hulle, nog 'n klein tydjie is ek by julle. En ek gaan na hom wat my gestuur het. Tot sover die Here seën sy geleesde woord. Vanaand kom gesels ek met jou die hemelvaart, die belofte vir die toekoms. Die hemelvaart vanmôre is jou belofte dat daar 'n toekoms vir jou is. 'n Toekoms wat vanaand teen niemand verwyder kan word nie. Die hemelvaart is vanmôre 'n belofte wat die Here uitgespreek het, maar wat hy ook gaan vervul het. En die dag wat die Here kom om ons te kom haal, sal jy sien dat die Here wat die Here gesê het is waar, die plek is voorberei. Hemelvaart is vanmôre nie net, daarbo het ons gesien hy gaan nie, dis vanmôre die wete, dat my versekering is reg, die pad wat ek loop, is al klaar uitgelê. Dis hemelvaart vanaand, halleluja, jy sien julle, ek reël alweer, my môre en my aand om, maar prys die Here, ek is hier vanaand, halleluja. Vir sy disippels was die opgaan na die Vader moontlik 'n baie hartseer of 'n bekommernis vanaand gewees, omdat hulle nie meer direk met die Here te doen kon hê nie. Maar ek wil vanaand vir jou sê, jy het nie nodig om 'n hartseer in jou te hê nie, want ons is nie die disippels nie. Ons is vanaand die gekose kinders van die Here wat uitsien na die terugkoms van die Vader, van die koning vanaand. Ons is vanaand die kinders wat uitsien na die tyd wanneer hy terugkom. Jy sien wat vir hulle 'n hartseer tyd was of 'n bekommernis was, is vanaand vir ons 'n blydskap. 'n Blydskap wat nooit in gronde sal gaan nie. Dis vanaand vir die kerk een van die grootste blydskappe wat daar kan wees. Dis letterlik om te weet, die koning het gegaan, maar hy gaan terugkom vanaand. Halleluja, dis 'n plek wat voorberei word eendag, wat ek en u terugkeer na die huis van die Here. Sy huis het baie wonings. Daarom word dit vanaand genoem hemelvaart. Die belofte van die toekoms. Ons moet vanaand besef, hemelvaart is nie net vanaand 'n saak van Jesus het gegaan en Jesus gaan terugkom nie. Nee, liewe vriend, vanaand is dit 'n saak van 'n toekoms en vooruitsigte. En ek wil vanaand vir jou vra, hoe lyk jou toekomsplanne vanaand? Hoe lyk dit vanaand met die Vader? Hoe lyk dit vanaand met die Here Jesus? Hoe lyk dit vanaand met Heilige Gees? Is jou belofte vir jou toekoms gewaarborg vanaand? Amen. Hemelvaart het dit kom bewerkstellig. Die oomblik toe hy opvaar na die Vader. Halleluja. Die skrif Jeremia 29 vers 11 wat sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Liewe vriende, spreek die Here gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms. Die belofte van die toekoms was al in die Ou Testament geproklameer. Ek wil vanaand vir u vra, hoe lyk jou toekomsplan? Is vanaand hierdie vers so ten sprake hier, want dis presies wat die Here gaan doen het. Halleluja. Hy het geweet watter gedagtes hy vanaand aangaande sy kerk. Wie is die kerk vanaand? Halleluja. Hy het geweet watter gedagtes aangaande sy kerk hy moet koester. En hy het geweet dit sal gedagtes moet wees wat vrede moet bring tussen mekaar. En daarom het hy die Vader die toekoms beplan en die Here het dit gaan uitvoer.
Jy is vanaand 'n produk van 'n toekomstige heerskappy wat kom. Amen. Hemelvaart. Die belofte van die toekoms. En ek wil vanaand vir u sê, jy is die belofte van die toekoms. Want ons is vanaand in 'n era wat die tekens sien. En ek raak opgewonde. Ons is vanaand 'n era wat die tekens sien. Ons is vanaand gekose kinders van die Here. Spesiaal gekies. Wil vanaand vir jou sê, jy is 'n realiteit, hoor. Jy sit nie vanaand in afwesigheid hier nie. Jy sit vanaand om die Here in jou is. Jy sit vanaand hier om die Here jou verlosser is. En ek wil vanaand vir jou sê, jou koning het gegaan. En ek wil net vir jou sê, newsflash, jou koning gaan terugkom. Hy gaan terugkom. En die dag wanneer hy terugkom, gaan sy kinders besef, aha, my plek is voorberei. Jy sien kerk van God. Vanaand vier ons nie net die wete dat die Here gaan terugkom nie, soos ek gesê het. Maar ons vier vanaand die toekoms uitleg. As jy vanaand na 'n blueprint moes kyk van 'n huis, sal jy sien elke hoekie, elke detail, elke ding is fynhard tot op die skaal beplan. Ek kan nou vir julle uitleg aan nou, die kerksin is net in die kantoor. Maar jou uitleg vanaand, hoe is dit beplan? Het jy die belofte van die toekoms vanaand in jou, om elke hoek, om elke deur, om elke stukkie grond wat die Here voor jou uitgelê het? Hoe lyk jou uitleg? Want ons is vanaand hier om jou uitleg te vier. It's a time of celebration, church. It's not a time of mourning. Hallelujah. Ons is vanaand hier om die toekomsuitleg van die versekering te vier vanaand. Ek het vanaand, halleluja, die versekering by die Here, dat ons eendag by hom sal wees. Dis die uitleg vanaand. Prys die Here. Die belofte vir die toekoms vanaand is nie 'n belofte wat aan die wêreld gemaak is nie. Dis 'n belofte vanaand wat aan die kerk gemaak is. Dis 'n belofte vanaand wat aan die individu gemaak is. Dis 'n belofte vanaand wat aan jou as kind van God gebedoel is. Dis vanaand die viering van hierdie besonderse dag. Die feit dat die Here 'n toekoms beplan het, maar Jesus die toekomsrealiteit was. Dis vanaand die koning wat ons dien. Dis vanaand die versorger wat ons dien, liewe kind van God. Dis vanaand die liefde wat ons dien. Dis vanaand Jesus Christus wat ons dien in ons uiterste, maar sowel in die binneste. Hemelvaart, die belofte van die toekoms. Besef u die woorde vanaand. Hoe lyk jou toekomsbeplanning? My eerste punt waarop ek gaan fokus vanaand is die hemelvaart, die gepaste tyd voor die toekoms. Die hemelvaart is vanaand vir ons 'n voorbeeld van hoe groot die Here se plan is vir sy kinders. Besef jy vanaand hoe groot van 'n plan is jy vir die Here? Hoe perfek die beplanning van die Here is en hoe op tyd die beplanning van die Here seëvier. En jy's vanaand daai beplanning. Die koning het die heeltyd sy mense voorberei dat hy gaan terugkeer na die Vader. Dit het gebeur. En op sy eie betekenis van daardie stelling was dit die gepaste tyd gewees vir die koning om te gaan. Die Here moes opvaar na die Vader, omdat die Vader se beplanning moes voortgaan met die voorbereiding van die Heilige Gees. Moenie worry nie, daai gaan 'n bekeerde vlermuis word eendag. Maar sy beplanning moes intree, want ons is besig om tyd te maak vir die geboorte van die Heilige Gees. Het was daar gewees, die beplanning op hemelvaart was die instelling 10 dae
dan sou Pinkster gebeur. En ons almal weet hoe het Pinkster afgeloop. 3000 manne was, of man en vroue was tot bekering gebring. En nog 'n paar duisend daarna. Maar jy sien, die Here moes opgaan sodat die voorbereiding in plek kon tree. So vanaand vier ons nie net die opgaan van die Here Jesus nie. Ons vier vanaand die geboorte van Heilige Gees wat kom. Presies 10 dae van nou af. Halleluja. Dit was die gepaste tyd vir die koning om te sê, nou gaan ek. Dit was die gepaste tyd vir die belofte van die koning om in te tree vir ons as kinders. Amen. Dit was die gepaste tyd vir die tweede trooster om sy plek te kom inneem. In voorbereiding vir dit wat kom. Gemeente, ek weet nie of u besef vanaand, dat hemelvaart is nie net 'n opvaarding wat ons dien nie, en wat ons celebrate nie. Hemelvaart is vanaand 'n betekenis wat jy aankleef. Die Here is vanaand jou betekenis. Vir die disippels was dit dalk nie die gepaste tyd vir hulle gewees nie. Want daar was hulle koning opgevaar. Maar ek wil vanaand vir julle sê, dis vanaand die gepaste tyd vir ons as die kinders. Halleluja. Want die skuif is gemaak. En weet jy wat? Die Here gaan die skuif terugmaak. Jesaja 58 vers 11 sê, en die Here sal jou altyd deurlei. Halleluja. Selfs in dorstreke sal hy in jou behoeftes voorsien. Vir die disippels was dit die ongepaste tyd, want daar was hulle voorsiening daarmee heen. Maar toe hulle besef, die tweede trooster vat die tweede plek in, toe besef hulle, maar hulle is nie alleen nie. Maar ek wil vanaand vir julle sê, jy is met die eerstehands met die siening vanaand, dat jou behoeftes sal vanaand voorsien word. En dit wat jy glo, sal vanaand vir jou 'n realiteit word, kind van God. En dit wat jy glo, sal vanaand vir jou altyd deurgelei word, want dis jou God wat by jou staan vanaand. Hy sal jou sterk maak. Halleluja. Dis wat die skrif sê. Jy sal wees soos 'n tuin. Prys die Here, met volop water. Jy sal nie droog word nie. Soos 'n fontein waarvan die water nooit sal opdroog nie. Let it flow. Net so wil ek jou vandag bemoedig dat dit dalk tyd is om die gepaste tyd in te sien. Nie net dat die Here jou bedien nie, maar jy vandag totaal jouself oorgee aan Vader of aan Jesus. Dat jy jouself vandag in sy hande gaan oorlaat. Dat jy vandag sal besef, dis tyd dat ek my koning moet aankleef, dat ek sy garment moet aantrek. Put on a new garment of praise, Lord Jesus, so that I can be renewed in the spirit. Dis tyd dat die kerk moet besef, ons moet begin fokus, want die tyd is besig om aan te breek. Vanaand wil ek vir jou sê, dis die regte tyd vir die koning om die verskil te bring. Om jou en in jou lewe. Dis vanaand die regte tyd vir die Here om jou te kom bedien. Soos nooit tevore nie. Te bereik en jou totaal te bemagtig vir die mensdom om jou. Dis vanaand die gepaste tyd om soos daardie fontein te wees, wat net volop vol water is, wat oorloop van die Here se goedheid, wat oorvloei van die Here se genade, sodat die Here vanaand vanaf jou kan vloei na die volgende persoon. Hoe lyk jou fontein vanaand? My tweede punt waarop ek met u wil gesels is hemelvaart, die voorsiening in die toekoms. Jou voorsiening gaan plaasvind, soos wat die skrif sê vanaand, in jou toekoms. Halleluja. Op die dag, die uur, die sekonde wat die koning weggevoer is na die Vader, was 'n oomblik. Was dit die oomblik waar die voorsiening ingetree het. Hoor wat sê Lukas 24 vers 50 tot 51.
En hy, wat Jesus is, het die manne uitgelei tot in Betanië. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af geskei en is in die hemel opgeneem. Dit was deur die Here se seëning wat die voorsiening uitgesprei het vanaand, liewe kerk. Dit was deur sy seëning wat hy gespreek het wat die voorsiening uitgesprei het. Hoekom sê ek so? Want dit was deel van die Here se voorsiening aan ons as die kinders van God vanaand. Dit is die tweede trooster wat moes kom om nadat die Here opgevaar het. Was die seëning gewees. Amen. As jy die woorde onthou, die Here sê en ek stuur vir jou 'n tweede trooster. Dit was sy seëning gewees. Maar my fokus is nie net vanaand op Heilige Gees en die fisiese voorsiening nie, dis vanaand op die seëning wat die koning van die konings uitgespreek het op die Galileese manne. Dis die seëning vanaand wat praat van blydskap die dag wat hy terugkom. Dis die seëning wat praat vanaand van voorspoed die dag wat hy oorwinning gee. Dis die seëning wat vanaand praat van guns. Dis die seëning wat vanaand praat van liefde. Dis die seëning wat vanaand praat van die omgee van God homself. Dis die seëning wat vanaand praat van die toegewyde salwing op die kinders van die Here. Dis die seëning wat vanaand praat van die unstoppable genade van die Here. Dis die seëning wat vanaand praat van oorvloed. Jy sien, die Galileese manne moes net geseën word sodat hulle kan besef, maar hulle koning is nie weg nie. Fisies dalk nie daar nie. En hulle is daar, net so geestelik. Ons moet vanaand die erns besef. Johannes 14 vers 2 sê, en in die huis van my Vader is daar baie wonings. Julle, kamers vol. Okay. Nie regtig nou 'n bed en alles daar binne nie. Nie regtig vir gordyne en 'n radio en alles nodig nie. Maar die Here sê in sy Vader se huis is daar baie wonings. Hy sê as dit nie so was nie, sou hy dit gesê het. Menende, bly stil. Ek weet wat ek doen. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Nie net het die koning sy manne geseën nie. Soos nie net het die koning die manne vanaand of die vrouens vanaand kom seën nie. Hy het hulle beloof. Deur sy seëning kom die belofte. Hy het hulle beloof die toekoms en dit wat die toekoms inhou sal vir hulle genoeg wees. En dis dat hy vir sy kinders 'n plek sal wees in die koninkryk. Want sy Vader se huis was daar baie wonings, menende, Vader se huis, die koninkryk van God vanaand, is daar baie kamers en 'n plek vir ons, ieder en elk, waar ons vanaand kan tuis gaan. As jy vanaand in jou bed gaan lê, so warm en snoesig, warm kombers is aan, en jy krul so aan liefie se sy, jy weet. Dink vanaand hoe jy gaan wees in die hemelse plek. Halleluja. Dis vanaand 'n plek vir jou en my. Nie almal is bevoorreg nie. Want die Here sê daar is baie wat die geleentheid sal mis. Maar daar's 'n plek vanaand vir jou en my. Jy sien, die voorsiening kom vanaand nie met 'n prys nie. Dit kom vanaand met 'n commitment. Want die Here het klaar die prys betaal. Hoe kan jy gaan betaal vir iets wat klaar betaal is? Dit kom vanaand met 'n commitment. Die skrif sê in Johannes 14 vers 6 tot 7. En Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En hy sê in vers 7, hy sê, as julle my geken het, sou julle my Vader geken het. En van nou af, sê die Here, ken julle hom, en het julle hom gesien. Imagine as die disciples dit net kon snap. Ons moet vanaand besef, die toekoms lê vanaand in ons eie hande. Jou toekoms vanaand by die Here se versekering lê in jou eie hande. Die voorsiening lê vanaand in ons eie hande. Ons het vanaand 'n keuse om te maak, gemeente.
Besef jy dit vanaand, aanvaar ons vir Jesus. Commit ons onsself aan die koning of kyk ons verby en mis die geleentheid. Daar is vanaand 'n belofte, hoor mooi, daar is vanaand 'n belofte vir die wat committed is aan die Here. En weet jy wat is daai belofte vanaand? Dit word bevestig in Johannes 7:33, toe hy vir hulle sê, en nog 'n klein tydjie is ek by julle, ek gaan na hom wat my gestuur het, ek gaan om die plek te gaan voorberei. Jy sien, die belofte is vanaand dat hy weer sal terugkom soos hy gegaan het. Die belofte is vanaand, hemelvaart skep vanaand die geleentheid om committed te wees. Jy sien, in die belofte skep hemelvaart vanaand die voorsiening wat aan ons beloof is. Hemelvaart beloof vanaand dat ons koning in 'n kort tydjie weer sal sien. Maar dit kan net gebeur as jy committed is aan die Here. Wanneer jy jou hele lewe aan die Here gee, kom plaas die Here 'n commitment seal op jou. Dat wanneer jy verby, Jesus, verby die vyand loop, en hy iets wil sien, dan sien hy die seël wat op jou geplaas is. En hy besef, maar hoor, hier sal ek moet lig loop. Want hierdie kind is vanaand afgeseël met die bloed van Jesus. Want sy bloed het gevloei vir jou as kind vanaand. Hy het jou kom vrymaak, hy het jou kom verlos. Hy het jou kom vrede gee vanaand. Wanneer die vyand verby jou kom, moet hy eintlik so 'n bietjie tree terug staan en sê, wag, ek sal na die volgende een toe gaan. En wanneer hy na die volgende een toe gaan en hy sê, maar wag, hier is nog steeds 'n kind van die Here, gaan hy verby. En hy gaan verby totdat hy besef, sy tyd is min op hierdie aarde. Tot hy besef, hy het nie meer 'n kans om enigsins op die kinders van die Here te kan deurdring nie. Amen. Maar ek wil vanaand met u 'n skrikwekkende waarheid deel. Jy kan vanaand verhoed dat die seël nie op jou geplaas word nie. Die beskermingsseël. Jy kan vanaand verhoed dat dit nie gebeur nie. Kerk van God, waar is ons commitment vanaand? Of kom ek gaan jou so vra. Wie en wat het jou commitment vanaand? Wie en wat het jou commitment vanaand? As dit nie die Here is nie, wil ek jou aanraai gaan vat hom terug. En jou commitment behoort by hom. By die koning van die konings. Ek sluit af vanaand in hierdie pragtige aand, met hierdie mooi boodskap, en ek sluit af. Hemelvaart, jou belofte vir die toekoms, is vanaand jou seëning wat jy huis toe neem. Amen. Jy neem hom vanaand huis toe, jy gaan maak hom joune. Die koning het opgevaar, maar ons kan vanaand sê dat hy nie weg is nie. Is jou koning weg vanaand? Nee. Is hy naby aan jou? Ja. Hou vas aan die beloftes wat die Here aan jou gegee het. Dis jou tyd. Kind van God, kom ons sluit ons oë vir so 'n oomblik. Ek wil jou bemoedig vanaand dat as jy hier is, om vanaand jou toekoms te laat bevestig, kind van die Here, wil ek jou vanaand vra, is jy reg om hom 'n kans te gee? As jy gebed nodig het vanaand, kom asseblief na vore, wel ons oë gesluit is. Kom asseblief na vore, vir jou kan bid. As jy bereid is om hom vanaand die kans te gee. Prys die Here.
Jy vanaand reg, die ketting sal laat val. Kom staan hierdie kant. Here vanaand in die naam van Jesus Christus. Jesus. Kyk ek na 'n seun van U, Here. Al deur sy eie tyd, Here, maar gekies en geseënd om vanaand, Here, U kind genoem te word. Jesus. Kom vanaand, Here, en ek ontbreek elke ketting, Here, in die naam van Jesus Christus. En ek kom bid vanaand, Here, kom maak hierdie man vry. Dankie, Here. En ek trek die swaard uit, Here, vanaand, in die naam van Jesus. Dankie Jesus. Sit hom jou hand in die lig vanaand. Halleluja. Halleluja. Let it flow. Let it flow. Let it flow. Let it flow. Halleluja. 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 Let it flow. Let it flow. Sê, dat jy jou bedien. Halleluja. Meer as 'n oorwinnaar, Here. Jesus. Dankie, Here. Jesus. Dankie, Here. Jesus. Dankie, Here. Thank you, Lord. Dankie, Here. Dankie, Here, vrymaking in die naam van Jesus. Indruk. Glo jy dit? Glo jy dat die Here jou liefhet? Rol agter my aan. Is jy bereid om dit te doen? Here Jesus, ek is vergewe. Ek is verlos deur die bloed van die lam. U het my gekies om U kind te wees. U het my opgerig as 'n seun van U. En so sal ek wees. In die naam van Jesus. Amen. 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 Halleluja. Amen. Ek gaan vra dat jy jou oë gesluit hou nog steeds. As jy vanaand saamstem met die volgende, wil ek sê, na elke ding wat ek sê, wil ek vra sê amen saam met my. Die Here is vanaand jou rots. Die Here is vanaand jou redder. Die Here is vanaand jou voorsiener. Hy is vanaand jou weg, jou waarheid en jou lewe. Maak dit jou opgewonde vanaand. Ek gaan vra dat jy jou hand uitsteek en verklaar die volgende saam met my vanaand. Dankie Here Jesus vir U toekomsplan, vir U voorsiening, vir U liefde, dat U vir my 'n plek gaan voorberei het en my weer sal kom haal. Ek gee myself oor aan U in Jesus naam. Amen. Here, vanaand besef ons, Hemelvaart was daar
om 'n deur te kom oopmaak, Here. Hemelvaart was daar om 'n toekoms te kom beplan en dit 'n realiteit te kon maak, Here. Ons besef vanaand, Here, die realiteit is, Here, dat U beplan het, Here, dat in die tyd wat U opgaan om die plek voor te berei, in die tyd wat die Heilige Gees, Here, die tweede trooster se plek kom inneem, in die tyd, Here, wat ons vanaand, Here, kan voorberei voor, het U besluit, Here, om vir ons, Here, die seëninge te stuur, Here. Here, want het U nie gesê dat U kinders, Here, sal groter dinge doen as U nie, Here. Dat hulle sal groter dade uitvoer, groter werke doen as U, Here. En mag dit vanaand 'n herinnering wees aan elke liewe kind van God, dat hulle vanaand daarin toegerus is om 'n verskil te wees. Mag hierdie boodskap, Here, van U toekomsbeplanning nooit ten gronde gaan, Here. Maar mag dit 'n woord wees, Here, wat ons sal herinner waaroor hemelvaart eintlik gaan, Here. U is op, maar U is nie weg nie. En mag dit elke vyand se herinnering wees, dat my God sien my. My koning neem ag oor my. Mag ons ligte skyn vanaand, Here, in 'n wêreld wat so donker geword het. But may we shine bright for you, Lord. En mag ons die sout wees vir die wêreld, Here. Prys Jesus. Saam met U kom suiwer. Dankie, Here, dat U vanaand die liefde is en die genade is. In Jesus naam. En volk van Here sê, amen en amen. Prys die Here.